Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die krib en Maria met die kindjie by haar. Dis asof die engel die boodskap nog bring van Jesus se vrede wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so. Die herders en wyses het dit eerste geglo. En deur al die jare bou Jesus sy kerk. Die Gees en die woord kom geloof in ons werk. Laaste keer weer. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die krib en Maria by die kindjie by haar. Dis asof die engel die boodskap nog bring van Jesus se vrede wat harte laat sing. Julle is welkom om te staan.
in die rigting waar U sien ons wys met die ster vooruit, vind ons ware sy, helder skyn die Jesus kruis. O Christus ons verlange, U het ons heil gebring, sal ooit ons sielsange U lof na vaarde sing, vervul in welbehae ons harte met U gees, skenk ons in hierdie dae 'n ware Christusfees. Die wat as hemelkoning die heerlikheid regeer, maak onder mense woning, daal as 'n dienskneg neer, en herders vind 'n herder, oor wie al dankbaar juig, en wyses vind die wysheid, voor wie hul bidend buig. Soos kinders met hosannas, hul koning bly ontmoet, en Sion sy Messias met jubels kon begroet. So wil my lied die vrede, die heerskappy besing, my lof en dankgebede, die juigend hulde bring. Ek magteloos gebonde, word weer deur U bevry. Ek is bevlek met sonde, U kom en reinig my. Nou leef my dankgebede, nou kan ek sing en dien, nou kan ek sterf in vrede, ek het my Heer gesien. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, for a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise
hartlik welkom by Kerk en Suid se oujaars aanlyn erediens vir 2024. Ek is baie bly dat jy vanaand ook besluit het om saam met ons in te skakel. Maak nie saak waar jy is nie, dalk is jy lekker iewers op vakansie en miskien is jy nog selfs hier in die stad iewers by die huis net vanaand. Maar ons is baie bly dat jy vanaand besluit het om ook so aan die einde van 2024 op hierdie manier saam te wil wees saam met ons as gemeente. En ook dan met hierdie gedagtes wat ons vanaand van hierdie woord kry, ook met jou saam in te neem die nuwe jaar in. Natuurlik kan ons terugkyk op hierdie jaar en ons kan besef dat daar verskillike mooi oomblikke in hierdie lewe was. Natuurlik daar is baie mooi herinneringe uit elke dag, elke maand, elke week uit as jy terugdink. En elke oomblik wat ons leef, is ons besig om ons lewe te skep. Jou lewe bestaan nooit uit dit wat nog kom vir die nuwe jaar nie. Jy kan nie die toekoms sien nie. Jy kan nie sê dit is deel van jou lewe nie. Want jy weet nie eers of jy daardie oomblik gaan by uitkom nie. Jy weet nie eers of jy hierdie oomblik gaan oorleef nie. So jou lewe word op hierdie oomblik geleef en gemaak, maar dit bestaan uit jou hele geskiedenis. Dit wat agter jou lê elke oomblik en dit wat jy deurleef. Dit wat mense uiteindelik van jou gaan onthou, waaroor hulle sal praat lank nadat jy nie meer daar is nie. So daarmee wil ek nou nie sê dat jy daarom in die verlede moet leef of moet terugverlang na dit wat verby is nie, maar juis eintlik net dat jy elke oomblik daarvan bewus sal wees. Dat hierdie moment een is wat homself dalk nooit weer sal herhaal nie. Dat elke oomblik van jou lewe eintlik 'n kosbare oomblik is. Dalk is dit net die saamloop van 'n klomp omstandighede wat uniek is en daarom altyd onthou sal word. Dis nie net hoogtepunte nie. Elke oomblik van jou lewe is so. In die afgelope jaar, afgelope feesseisoen, as jy net oor dit kan terugdink, het jy moontlik tye beleef sonder dat jy dit besef het, wat jy dalk nooit weer sal beleef nie. Jy was op 'n plek gewees, jy was saam met mense in 'n groep gewees en dit sal nooit weer so gebeur nie. Mense beleef laastes in jou lewe sonder dat jy besef dis laastes. Dis onvergeetlike, onverbeterlike oomblikke wat jy of aan die een kant ingedrink het of aan die ander kant hartseer dalk by jou verby is sonder dat jy besef het wat verby is. Moontlikheid vir ons as mense bestaan dat partykeer dat ons in 'n oomblik is dat jy dit omwens. Baie mense wat nie goeie skooljare gehad het nie, hulle het eintlik hulle skooljare omgewens. As hulle tyd saam met onaangename mense spandeer het hulle dit ook dikwels omgewens. Gaan sit in 'n raadsvergadering waarvoor jy nie lus is nie en jy wens dit om. Daar's tye wat jy in spitsverkeer is, wat jy dalk gevoel het jy mors hierdie tyd. En die harde werklikheid is, dit is oomblikke van jou lewe. Oomblikke van jou lewe wat jy verby wens. Oomblik vir oomblik is jou lewe besig om te ontvou met die potensiaal van 'n wonderlike herinnering. So wat is dit wat jy dan van die afgelope jaar onthou? Dit is vir ons as mense so, daar's hartseer oomblikke gewees, daar's oomblikke wat ek ongelukkig was, daar's slegte herinneringe en dit staan eintlik ongelukkig die meeste van die tyd vir ons bietjie uit, veral van die onlangse verlede om dit nog vlak in ons geheue lê, maar met verloop van tyd sal dit ook vervang word met die goeie herinneringe. Die aangename, mooi tye is wat ons makliker onthou en graag oor praat, maar al hierdie goed vorm ons lewe. As ons dan so aan die begin van 'n nuwe jaar staan, dan is dit heeltemal binne ons vermoë en hang dit totaal eintlik van ons af hoe ons lewe gaan leef, hoe ons lewens gaan inrig in die nuwe jaar. Dit hang van ons af hoe ons gaan voel as ons oor 365 dae van nou af terugkyk aan die einde van 2025. En dis my eie verantwoordelikheid om mooier herinneringe te maak, elke dag saam met die mense wat die Here oor my pad stuur. Die van julle wat Dion Meyer se boeke ken, sal een van sy bekende boeke, eintlik is al sy boeke bekend, maar een van sy boeke, Spoor,
het hy 'n karakter, Mila Strachan, en in die boek skryf hy, Dion Meyer skryf natuurlik die storie oor haar. En dan is daar hierdie een aanhaling wat sy skryf uit haar dagboek uit. Ek wil dit net vir ons voorlees, want ek dink dit maak soveel sin in die dag, in die tyd wat ons ook in leef. Nou daar staan, om spore te maak, om diep spore te trap, is 'n manier om te sê, ons was hier. Iets wat sin gee aan hierdie vlietende lewe. Hoe laat 'n mens 'n spoor? En watter soort spoor wil ek laat? Watter spoor kan ek laat? Waarom wil ek 'n spoor laat? Is dit net vrees? Vrees om vergeet te word? Want om vergeet te word maak 'n hele lewe nutteloos. Is dit my eintlike vrees? Is dit waarom ek 'n boek wil skryf? My enigste, laaste kans om iets tasbaars na te laat. 'n Klein bewysstuk dat ek hier was. En wat is die nut daarvan? Dan moet ek seker ook vra wat die nut is van hierdie dagboek. Is dit nie juis 'n bewysstuk nie? Ek was hier. Dit is wat met my gebeur het. En hoeveel van my dagboeke is net die aanteken van niks nie? Gedagtes, versigtinge, murmurerings, maar niks het gebeur, niks is vermag nie. Want sommige dae laat geen spore nie. Hulle gaan verby asof hulle nooit bestaan het nie. Dadelik vergete in die waas van my roetine, of my begeerte om hulle so gou moontlik te vergeet. Ander se spore is dalk vir 'n week of wat sigbaar, tot die geheue se winde dit toewaai met die vaal sand van nuwe ervarings. Hoeveel van die gemiddeld 22.000 dae van ons lewens onthou ons, dag en datum? Dalk 'n 10 of 'n 12, verjaardae, trou en wegloop en skei en sterftedatums, enkele van die groot eerstes, die ander se spore verweer almal mettertyd, sodat 'n lewe eintlik net bestaan uit 'n maand se onthoudae en 'n klomp datumlose herinneringe. 'n Mens moet leef sodat elke dag sy spore maak, maar hoe? Ek dink dis die vraag wat ek bietjie oor wil nadink, en die vraag wat ek hoop daar in jou gedagtes ook lewe van die afgelope jaar, en om dan te sê, as ek oor 'n jaar terugkyk van nou af, wil ek hierdie vraag kan beantwoord. As ons vanaand stil staan by die lewe van Jesus en die gesprek wat hy een besonderse aand gehad het, as ons kyk na Jesus se lewe, dan is daar verskeie momente wat ons aandag verdien. Daar's vele 1-tot-1 gesprekke, en dit is verseker verdere bestudering waardig. En die 3,5 jaar van sy aardse bediening was gelaai met ewige mooi herinneringe, en dis vir ons opgeteken. En een daarvan was die gesprek, die nagtelike gesprek met Nikodemus, wat moontlik net so groot impak en blywende indruk op hom, Nikodemus self, gemaak het. Uit die voorafgaande gedeeltes en later ook verder as ons lees oor Nikodemus in Johannes 7 vers 50 tot 52, dan blyk dit dat hierdie skrifgeleerde, hierdie fariseer, hierdie owerste van die Jode, so beïndruk was deur Jesus se lering, dat hy 'n disipel van Jesus geword het. En selfs Jesus se saak in die Sanhedrin bepleit het, en na Jesus se dood het hy ook gehelp om hom te gaan begrawe. Lees ons in Johannes 19 vers 39. So kom ons begin en kyk vanaand na hierdie eerste gedeelte van Nikodemus se gesprek met Jesus in Johannes 3. Ons lees daar vers 1 tot by vers 2. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom. Die woordjie daar in rooi is nogal belangrik, en ek wil net graag 'n bietjie meer sê oor die rede daarvoor. As Johannes hier in sy vertelling by hierdie gebeure kom, moet die voorafgaande hier verstaan en geïmpliseer word. In hoofstukke 2 tot 4 het elke teks wat gebruik word 'n kooteks. Wat beteken, daar's 'n redevoering of daar's 'n verduideliking van hierdie voorafgaande stuk. Die kooteks van die wynwonder in hoofstuk 2
is hierdie gesprek met Nikodemus in hoofstuk 3. Die konteks van die tempelreiniging wat ook in hoofstuk 2 opgeteken is die gesprek met die Samaritaanse vrou in hoofstuk 4, 'n bietjie later. En die konteks of die redevoering, dit wil betekenis gee aan die wonder wat plaasgevind het. En in hierdie hoofstukke is die konteks telkens bedoel om daarop te wys dat oud met nuut vervang word. So vertel Johannes van die ou reinigingsgebruike wat met die nuwe wyn van God se ryk vervang word. Hy vertel van die ou tempel wat met die nuwe in die opgestane Jesus vervang word. Hy praat van die ou water van Jakob se put wat met die lewende water van Jesus vervang is en die aanbidding in Jerusalem en in Gerizim wat met die aanbidding in gees en waarheid vervang is. Die een wat telkens die initieerder is van hierdie nuwe is die Seun van God, die lig van die wêreld, Jesus Christus. Johannes se vermelding van die feit dat Nikodemus in die nag na Jesus gekom het, moet dan juis ook verstaan word teen hierdie agtergrond van sy sinspeling op Jesus as die lig van die wêreld. In die duisternis van die mensewêreld kom Jesus om die lig van God se wêreld te bring. Die rede vir sy menswording is omdat God hierdie wêreld so lief gehad het, dat hy deur sy seun hierdie verbinding bewerkstellig het tussen ons en hom. Die wêreld van God se lig staan teenoor die mensewêreld van duisternis. In hierdie mensewêreld bestaan die moontlikheid dat dit beheer en selfs oorheers kan word deur die magte van die bose in die duisternis, wat sodoende die mense in die wêreld van God vervreem. Hierdie vervreemding lei tot die verwerping van die seun van die mens. Jesus is God se reddingstou vir die wêreld, wat hy suiwer op grond van sy liefde na die wêreld toe uitgooi. Dis wat in hierdie eerste paar verse van hierdie hoofstuk bedoel word, wat ons moet raak sien en hoor. Ons leef in die koninkryk van die lig. En dan gaan ons aan by vers 2 se laaste gedeelte tot by vers 8 en ons lees daar Nikodemus het vir hom, dis Jesus gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig het as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Jesus en Jesus alleen is die initieerder van vernuwing. Hy is die middelpunt van vernuwing. Hy is ook die afloop van vernuwing. Jesus is vernuwing. In die duisternis van gewoonte en gewoonte godsdiens is Jesus die lig. Is Jesus God se unieke verlossingsplan. In hom is 'n totale vernuwing moontlik en noodsaaklik. Nie maar 'n paar nuwejaarsvoornemens wat ek vir myself maak nie, 'n paar mikpunte of ideale wat ek besef ek nog nooit voorheen kon bereik het nie, omdat dit elke keer buite my bereik was, omdat dit in en deur my eie krag
probeer verwesenlik is. Dis ook nie maar net 'n paar kosmetiese veranderinge, 'n paar dinge wat ek eintlik hier en daar in my lewe verander, of 'n paar aanpassings maak, of ek kikker dalk net my gebedslewe en my verhouding met Jesus net so 'n bietjie op nie, of ek verskuif eintlik net in my eie lewe die geldwisselaars, wat al die verkeerde dinge in my geloofslewe is, na 'n ander plek nie. Dis nie die idee van nuwejaarsvoornemens nie. Nee, dis 'n algehele vernuwing, waar die middelpunt van hierdie vernuwing nie ek is nie, maar Jesus self. Die wynwonder simboliseer die herskepping van die Joodse geloof. Die tempelgebeure vertel dat God teenwoordig is in Jesus en nie in 'n klipgebou nie. Die gesprek met Nikodemus maak dit duidelik dat slegs 'n radikale nuwe verhouding met God, soos deur Jesus tot stand gebring word in ons lewens, Jesus se tekens en Jesus se verlossingswerk vir ons verstaanbaar maak. Ons verteer ongelukkig dikwels net soos die Jode en hulle belewing van hulle godsdiens in Jesus se tyd. Dit gebeur so maklik dat ander dinge vir ons sentraal kom staan in ons lewens. Dinge soos ou gebruike, tradisies of my gewoontes, dit waarmee ek gemaklik is, tradisies soos ek daarvan hou, dit kom staan in die middelpunt van die gelowige se lewe. Die radikaal nuwe lewe wat Jesus bring, moet altyd lewendig bly in ons lewe en in ons nadenke oor Jesus en ons godsdiens. En dan lees ons verder vanaf vers 9. Hierop vra Nikodemus hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel en jy begryp hierdie dinge nie. Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? Dit was juis waar van Nikodemus dat hierdie Joodse godsdienstige gebruike vir hom belangriker as die verhouding met God geword het. En daarom word sy geloof as onvoldoende bevind. Jesus sê vir Nikodemus dat hy God se werke nie verstaan nie, ten spyte van al sy kwalifikasies in godsgeleerdheid. Nikodemus het groot geword met hierdie verbondsidee dat hy by wyse van geboorte en deur 'n skoon lewe outomaties deel van God se ryk is. Die geloof onder die Jode het wyd geloop dat 'n mens deel is van God se koninkryk. Jy moet net nie iets onverantwoordeliks en onsinnigs aanvang nie. So hou by die wet, doen die wet, leef die wet en jy is gered. Dis die verkeerde idee. Dis wat uit die vlees gebore word. En Jesus het gesê, dit wat uit die vlees gebore word is vlees. Dan moet iets niets gebeur. Jy moet deur die gees en van bo gebore word. En dan gaan Jesus aan, die laaste stukkie wat ons lees vanaf vers 13. Jesus sê, niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel.
Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word dat hulle in God gedoen is. Terwyl die eerste paar verse van hierdie stukkie wat ons gelees het, verse 13 tot 16, die verlossingsdaad van God en die motivering daagter beskryf, wil die daaropvolgende laaste paar verse, 17 tot 21, die mens se verantwoordelikheid belig. Die mens, ek en jy, moet 'n keuse maak ten opsigte van die lig wat na die wêreld gekom het. Nie die wet nie. Neem 'n klomp goed reg te doen en te sê my lewe is reg want ek is gehoorsaam nie, maar 'n keuse vir die liefde en 'n keuse vir die lig. 'n Aanvaarding van Jesus as ware verlosser. Wie glo, ontvang verlossing en dit is die totale algehele vernuwing en verandering. En dit begin, Jesus se woorde, dit begin en dit geskied deur die geboorte uit die Gees, God se Gees. Dis die een wat verandering en vernuwing by ons bewerk. Dit wat menslik onmoontlik is, dit wat uit die vlees nie moontlik is, die kom doen die Gees. Hy maak dan sy nuwejaarsvoornemens deel van my lewe. Hy waai waar hy wil, deur elke deeltjie van my lewe, elke dag en elke herinnering en elke ding wat gebeur, waar ek ook al sit in die verkeer, waar ek op die skoolbanke sit, waar ek frustreerd is in 'n vergadering, laat hy sy wil, sy nuwejaarsvoornemens deur my gebeur. As ek hom net toelaat, dan bring hy totale en algehele vernuwing en verandering. Voornemens, nuwejaarsvoornemens wat ek uit my eie vlees en uit my eie denke gebore probeer nakom, is vlees. Want dit is gebore uit my vlees. En daarom is die kanse goed dat enige en selfs alle menslike nuwejaarsvoornemens kan of sal misluk, omdat die mens se vlees swak en feilbaar is. Wanneer ek egter toelaat dat die Gees sy nuwejaarsvoornemens in my laat gebore word, dan is dit waarlik geestelik. En dit beskik oor die potensiaal om suksesvol en blywend te wees. Dis wat die Gees doen. En dit is die plek waar ek graag in 2025 wil wees. Dis die soort voortgaande wedergeboorte en nuwe lewe wat ek wil lei. Totaal oorgegee aan God se Heilige Gees. Hy wat my vernuwe en verander en wat die geestelike groei in my verwek konstant en deurlopend, sodat alles wat ek van voorneme is om hierdie jaar aan te pak, werklik uit die Gees gebore sal wees. Moenie huiwer om hierdie plek ook in jou lewe in te neem nie. Moenie bang wees vir hierdie verandering in jou lewe nie. Want wie na die lig toe kom, se lewe en dade word verander. God wil en kan ons lewens verander van die donker na die lig. Wie in die lig wandel, se lewe is binne God se wil. Mag ons dan, soos ons in die duisternis vanaand die nuwe jaar binnegaan, mag ons met afwagting uitsien na die dagbreek en na die lig, soos wat die lig al meer ook in ons geestelike lewens die duisternis verdring. En deur ons lewe dan ook die lig verkondig en bring waar ons kom. Mag dit 'n jaar vol ewige, mooi herinneringe wees, omdat jy bewustelik leef en elke oomblik deur God se Gees verander en vernuwe word. Mag 2025 nie maar net
'n paar hoogtepunte hê wat uitstaan, en as jy dit sou neerskryf in 'n dagboek iewers vorentoe daaraan dink en besef, dis waarskynlik, as jy het saam sit, nie eers 'n dag se herinneringe nie. Nee, mag jy 2025 in sy totaliteit onthou. Mag dit vir jou 'n godswillige jaar wees. Nie noodwendig voorspoedig nie. As jy immers binne God se wil is, dan sal dit voorspoedig wees, selfs al is daar teenspoed. En daarom wens ek jou nie noodwendig 'n voorspoedige jaar toe nie, maar eerder 'n godswillige jaar. 'n Jaar waar jy jouself binne God se wil sal bevind, al meer en deurlopend. En dan ook 'n jaar waarin jy die voorwerp is van die Gees se plan en die Gees se werk van verandering en vernuwing. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons U Gees het. Dankie dat U Gees konstant aan ons aan die werk is, en wanneer ons al meer bereid is om oor te gee aan U, dat ons nie bevrees of bevange hoef te wees dat dit wat ons voorneem uit die vlees gebore word en daarom moontlik gaan misluk nie. Maar dat ons eerder kan bid en kan vra, so kan die begin van 2025, Heilige Gees, kom verander my en kom vernuwe my. Kom laat die lig in my lewe sigbaar word, al meer. Kom skyn die lig en verdryf die duisternis. Kom maak U wil en U plan en U voornemens vir 2025 deel van my lewe, elke dag, sodat ek in alles bewustelik sal leef van U werk, sodat ek aan U sal oorgee en kan sê, maak elke oomblik onvergeetlik. En daarom wil ek kom bid, dat soos ons hierdie jaar met U begin, mag dit nie net aan die begin wees nie, mag ons elke dag met U nuut begin, met U stap, voortdurend. Mag ons op 'n stadium in die jaar terugkyk en sê, U Gees is werklik besig met diep geestelike werk ook in my lewe. Mag ons na 365 dae terugkyk en sê, daar's soveel onvergeetlike hoogtepunte. Dis eintlik te veel om op te noem. As ek dagboek hou en ek gaan blaai terug, Here, mag dit vol geskryf wees van hoe U gewerk het en hoe U ons gebruik het en hoe ons geestelik gegroei en verdiep het. Ek kom bid dit vir elkeen wat saam luister, elke lidmaat. Mag 2025 in hulle geestelike lewe vir hulle elkeen 'n hoogtepunt wees. Die hele jaar. Mag U so verheerlik word en mag U koninkryk kom. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, die begin en die einde. Amen. Ek spreek dan graag ook die seën uit Psalm 121, vers 5 tot 8 vanaand oor jou, en mag dit vir jou ook waar word in die nuwe jaar, elke oomblik. Die Here is jou beskermer. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedags sal die son jou nie skaad nie, en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm, van nou af en vir altyd. Amen.